Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Weer eens 'n bosvisant en hierdie ouetjies is nogal baie goed met kamouflering. Hulle kamoufleer hulle deur in te smelt by hulle omgewing. So is ook moeilik om hulle dan raak te sien. Die mannetjies is nogal redelik bekend vir hulle vegtery, veral oor die wyfies. En dan is daar iets vir my baie kosbaar, en dit is dat daar 'n baie sterk band is tussen hulle en die kleintjies, en daar is baie sterk beskerming in daardie tyd teenoor hulle kleintjies. Albei die ouers werk saam om dit dan ook te doen, en dan is hulle op die grond, dan ook baie keer in pare sigbaar, en soms in groepe. Weereens net 'n wonderlike manier hoe God hulle dan ook geskaap het en hoe die natuur ook saamwerk. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou, een ding wat ons moet verstaan is dat God beproef, verskoon tog alle mense, of jy nou ryk is en of jy arm is, wie dit ook al mag wees, elkeen op sy eie gebied. Sommige van hierdie armer mense, of hulle sal murmureer oor hulle omstandighede, teenoor die rykes wat baie keer gaan oor die gewilligheid wat daar ook by hulle dan ook moet wees. En so is daar baie terreine, elkeen op sy eie manier. En God stel ons in staat om deur hierdie beproewing dan ook te gaan. Daarom het hy ook sê, salig is hulle wat hierdie versoeking verdra, omdat God vir ons in staat stel. 1 Korintiërs 13 vers 10, wat ook daarvan getuig. En het gaan oor die liefde tot God, wat my in hierdie beproewing dan ook in staat stel, om hierdie beproewing te verdra. So, my liefde teenoor God stel my in staat. Hy is die ene wat vir my ook in staat stel om deur hierdie omstandighede ook te gaan. Hy is die ene wat ons kroon dan ook, hier gaan ook oor die Griekse spele, en die ene wat as oorwinnaar uitstap, is die ene wat ook die kroon ontvang. So wil die Here ons help om oorwinning ook te kry oor daardie omstandighede. Dan gaan hy verder, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en selfs versoek hy niemand nie. God versoek niemand nie. Dit is die Satan wat die versoeker is. Maar God beproef ons, en hy kyk wat in ons harte is. Dit is wat Deuteronomium 8 vers 2 ook vir ons sê. Daardie wat hy praat van dat hy nou al vir 40 jaar lang hierdie volk deur die woestyn gelei het, om hulle te beproef wat in hulle harte is. So God is die ene wat in staat stel. Terwyl dan ook die woord van die Here vir ons sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Hierdie woord wegsleep wat hier gebruik word, is 'n baie sterk woord. Gaan oor verleiding, dit gaan oor om met mag weg te neem. En daarom ook, wanneer ons in hierdie pad van heiligmaking is, moet ons dit wat sleg is verloon en beklee word met wat goed is. Daarom sê ook, daarna sal die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Daardie krag wat daardie sonde oor ons het, maar God se krag is meer as dit, om ons in daardie omstandighede te dra. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So God is ons in staatstelling, hy gee vir ons die krag, en hy help vir ons, wanneer ons ook versoek word, sodat ons dan deur dit kan gaan, en dat die sonde nie oorwinning oor ons het nie, maar dat ons oorwinning oor sonde het. Mag die Here ons help, mag hy ons in staat stel, kom ons bid saam. Dankie Here vir die genade, dankie dat u ons help, en dat u vir ons die krag en die instaatstelling gee, om sonde te oorwin. Amen.